Goeiedag, die 30ste gedeelte wat ons saam bestudeer die week word genoem Kedoshim, wat beteken heilig of afgesonderd. Dis die gedeelte van Levitikus 19 vers 1 tot Levitikus 20 tot 27. Dit is hier in die gedeelte waar Abba Vader ons die gewigtiger sake van sy woord begin leer, soos om ons naaste lief te hê volgens sy standaarde, nie ons standaarde nie. Ook leer Abba Vader ons hoe wysheid, deernis, geduld en passie saamvloei in perfekte harmonie in die dag tot dag bedrywighede van sy koninkryk. Ja, Abba Vader roep ons as sy heilige priesterdom om op te staan, om gou op te staan, om hom te shema, Heer, listen en obey, en te volg. Abba Vader, die skepper van ons harte is vertroud met elkeen van ons se letsels en se vlekke. En hy ken ons tekortkominge beter as wat ons onsself ken. Hy weet hoe nader ons aan hom beweeg, hoe meer sien ons eie foute en sondes in ons eie lewe raak. Die parasha bevat baie wette oor etiek, sosiale geregtigheid en persoonlike heiligdom. Dit beklemtoon dat heiligheid nie net ritueel is nie, maar ook hoe 'n mens ander behandel. Deur eer jou Vader, moenie steel nie, moenie lieg nie en moenie jou naaste haat nie. Wees regverdig teenoor ander. Eer jou vader en jou moeder, jou ouers. Met ander woorde, Kedoshim verwys na mense wat geroep is om anders te leef, afgesonder van die wêreld se standaarde en om volgens Abba Vader se heilige karakter te leef in dade, denke en in verhoudings. Nou dis die 30ste gedeelte of parasha 30 in die woord verteenwoordig volwassenheid, diensbaarheid en oorgang na leierskap. In die woord word die ouderdom van 30 dikwels gesien as die tyd wanneer iemand as volwassene en gereed is vir 'n spesifieke roeping of diens. En byvoorbeeld Josef was 30 jaar oud toe hy tweede in bevel van Egipte geword het. Dit sien ons in Genesis 41 vers 46. Dawid was 30 toe hy koning geword het oor Juda. Dit sien ons in 2 Samuel 5 vers 4. Yeshua het sy openbare bediening begin op die ouderdom van ongeveer 30, Lukas 3 vers 23. So die Lewiete het hulle diens by die tabernakel begin op die ouderdom 30. Dit sien ons ook in Numeri 4 vers 3. En die getal 30 verteenwoordig 'n tyd van voorbereiding, wat vir openbare diens wat begin, met ander woorde geestelike gereedheid. Dan in Levitikus 19 vers 2 sê Abba Vader spreek met die hele vergadering, die kinders van Israel, en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, Jotewawwe, julle God is heilig. Nou heilig in Hebreëus is die woordjie Kedoshim, en die Hebreëse woordjie Kedoshim bestaan uit 5 letters, naamlik die Kof, die Dalet, die Shin, die Jot en die Mem Sofit, die finale vorm van 'n mem. So kom ons kyk na die 5 letters en kyk wat se prentjie skets Abba Vader vir ons as ons net kyk na hierdie letters. Die eerste letter van Kedoshim is die Kof. Die letter Kof het 'n numeriese waarde van 100 en dit simboliseer heiligheid, afgesonderheid, volledige toewyding, opofferende liefde en diens. Kof se oorspronklike piktogram prentjie is 'n sonopkoms en dit wys na die son wat afgesonder is. Niks kan in die teenwoordigheid kom sonder om weg te brand nie. Net soos die son afgesonderd is, soos Abba Vader heilig, want is die karaktereienskap wat 3 keer herhaal word. Hy is absoluut heilig en afgesonder, waar geen sonde naby kan kom nie. Yeshua leer ons in Markus 10 vers 30, dat diegene wat alles vir hom opoffer, 100voudig ook geseën sal word, wat presies aansluit by die numeriese waarde van die Kof 100. Maar Kof simboliseer die mens se keuse om egte heiligheid na te volg, of om nie te val vir 'n oppervlakkige valse beeld van waarheid nie. En Psalm 34 vers 19 herinner ons om met 'n gebroke en nederige hart na Abba Vader toe te gaan, want hy is ons bron van lewe en ons heiligheid. Dit is die eerste letter, die Kof. Die tweede letter van Kedoshim is Dalet. Dalet is die 4de letter en 4 verteenwoordig volledigheid en heelheid. In Gematria, die stelsel waar Hebreëse letters numeriese waardes toegeken word, het Dalet ook die waarde van 4 wat volledigheid of heelheid simboliseer.
Dalet se piktogram prentjie is die van 'n deur of 'n oop poort en dit verteenwoordig 'n opening wat die konsep van ingang of oorgang voorstel. Met ander woorde, Dalet simboliseer nuwe geleentheid, die beweging van een toestand na 'n ander of 'n deurgang na 'n nuwe stadium in die lewe, kennis of geestelike bewustheid en intimiteit met Abba Vader. Dis 'n pad na goddelike doel. Verder, Dalet simboliseer die opening van 'n mens se hart of verstand vir geestelike waarheid, wysheid of verbintenis in intimiteit met Abba Vader. Nou Dalet is 'n deur en onthou die bloed van die lam is aan 'n deurkusyne aangewend wat versoening en verlossing vir die kinders van Israel gebring het. So ons weet dit was 'n rigtingwyser vir wat Yeshua die lam van God vir ons aan die kruis kom doen het. Yeshua sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. Ja, en ons net soos die kinders van Israel is gered van 'n plek gevul met duisternis. En daar waar ons gebind was in slawerny, want dit is Egipte in Hebreë is Mizraim, wat beteken that which bind you. Ons is daar gebind hy het ons kom red na 'n plek gevul met lig, na 'n plek waar ons vry is om Abba Vader te aanbid. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So hierdie prentjie van 'n deur waardeur jy beweeg sodat jy by lig kan uitkom. En dit is wat hierdie Dalet vir ons teken. Hierdie simboliese beteken van die Dalet is daar om ons te nooi om ons harte oop te maak, want hy staan en klop. En as gevolg van die bloed van die lam kan ons 'n verbond saam met hom wandel. Dis die tweede letter. Die derde letter van Kedoshim is die letter Shin. Die Hebreëse letter Shin is die 21ste letter van die Hebreëse alfabet en die rootwoord van Shin beteken om te verteer of om te vernietig. Maar dit het ook 'n positiewe konnotasie, veral in verbond met goddelike krag en beskerming. Die naam Shin word dikwels vertaal as tand wat aan sy vorm gekoppel is. En die 3 vertikale punte van die letter kan soos die vorm van 'n tand ook lyk. En in hierdie sin kan Shin die krag van die tand om te byt, sny of breek simboliseer. Wat 'n kragtige aksie of krag is. Dis 'n herinnering aan die krag en potensiaal van goddelike energie, het sy konstruktief of vernietigend. Shin het die numeriese waarde van 300 en die betekenis van 300 is militêre verowering en oorwinning. Shin se rootwoord is verbind met goddelike krag en beskerming en die letter Shin word geassosieer met vuur, soos vuur verteer en suiwer, wat 'n metafoor is vir die transformerende en suiwerende aspek van Abba Vader se teenwoordigheid. Shin simboliseer vuur, heiligheid en die drie-eenheid van Abba Vader. En Yeshua en die Heilige Gees, want as ons kyk na die letter Shin, sien ons 3 afsonderlike gedeeltes wat saamkom as een. Die Shin kry ons in een van Abba Vader se name ook, in El Shaddai, wat dikwels vertaal word as Almagtige. So in die letter Shin, wat verwys na verterende vuur, sien ons die vuur is daar van Abba Vader om ons te reinig, om ons te transformeer, soos goud gesuiwer word. Die Shin is daar om uit te beeld hoe Abba Vader ons lei in sy waarheid op 'n pad van heiligmaking, sodat ons elkeen in die roeping kan stap wat hy vir ons het. Dit bring ons by die 4de letter van Kedoshim en dit is Jod. Die piktogram van Jod is 'n hand of 'n arm wat krag, aksie en mag simboliseer en dit dui op die hand van Abba Vader wat werk en mag uitstraal in die skepping van sy bestuur. En die letter Jod dui nie net op mag, krag en autoriteit nie, maar dit verwys ook na Yeshua wat aan die regterhand van Abba Vader sit. Die numeriese waarde van Jod is 10 wat volmaaktheid en volledigheid simboliseer. En dit verteenwoordig ook byvoorbeeld die 10 gebooie. Die woord Yad wat van Jod kom, dis 'n woord Yad
wat van die letter J kom, beteken hand, krag en autoriteit. En dit dui op Abba Vader se mag en die hand wat autoriteit uitoefen in die skepping en in die lewe van gelowiges. So die letter J leer ons dat om in ware autoriteit te wandel, net soos Yeshua, moet ons in absolute nederigheid wandel, sodat ons as instrument gebruik kan word van Abba Vader, 'n verlengingskoord. So die 5de letter van Kedoshim is die Mem Sofit. Die Mem Sofit is die finaalvorm van 'n mem, wat beteken 'n mem, maar word Mem Sofit omdat dit aan die einde van 'n woordjie voorkom. En die oorspronklike piktogram van mem is 'n prentjie van water. Water word gesien mos ook as 'n bron van lewe, en niks kan leef sonder water nie. Dit kan ook aandui op lewe en oorvloed, soos lewende water of riviere, wat suiwering en reiniging vir ons die prentjie skilder. In Johannes 4 vers 14 beloof Yeshua dat die water wat hy gee 'n fontein van ewige lewe sal wees. Ons sal nooit weer dors hê as ons van daardie water drink nie. En die vorm van mem, selfs in moderne Hebreëus, lyk soos golwe water. En die numeriese waarde van mem is 40, en die getal 40 het 'n diep Bybelse betekenis en word dikwels geassosieer met ook beproewing en voorbereiding. En dit kan ook verwys na oorgangstye, na 'n nuwe seisoen of 'n nuwe skepping, na 'n tyd van loutering. Nou die woord mem is verwant aan die Hebreëse woord mahim, wat water beteken, en Efesiërs 5 vers 26 sê Yeshua hy reinig sy bruid met die waterbad van die woord. Dan ook in Eksodus 30 moes die priesters hulle self was by die waskom, om op 'n Vader se teenwoordigheid veilig te kon nader. Hulle moes skoon gewas het. Ook as hulle ingelei was, moes die priesters gewas word. Water is dus nie net 'n oorlewing nie, maar ook vir geestelike suiwering en intimiteit, om in intimiteit Abba Vader te nader. En die eerste voorkoms vir die letter mem is in Genesis 1 vers 1, waar daar verwys word na Abba Vader in die woord Elohim. Mem se assosiasie met water koppel aan die gees van Abba Vader, want in Genesis 1 vers 2 oor die waters het die gees gesweef, en die gees bring orde en lewe uit chaotiese waters. So Abba Vader wat as Elohim beskryf word, is die bron van alle lewe, en water, mahim, is een van die eerste simbole van sy skepingskrag en teenwoordigheid. So vat ons hierdie 5 letters en hulle betekenisse saam. Wat skilder Abba Vader vir ons? Saam met die letter 30, hierdie week Kedoshim. Abba Vader roep ons tot heiligheid, om 'n afgesonderde lewe te lewe vir hom, volledig toegewyd, opofferend in liefde en in diens. Daar is nuwe geleenthede, en hy wil jou by die hand vat, om te beweeg van een toestand na ander, want daar is 'n nuwe stadium in jou lewe, wat hy jou gaan bless met kennis, of geestelike bewustheid, van sy teenwoordigheid, sy intimiteitsteenwoordigheid, waar jy sy goddelike krag en beskerming sal ontvang. Ja, Abba Vader sal jou reinig, hy sal jou transformeer soos goud gesuiwer word. Abba Vader sal jou lei in sy waarheid op jou pad, sodat jy in daardie roeping kan stap wat hy nog altyd vir jou het, om saam met hom te wandel. Abba Vader sal jou lei met sy regterhand, want hy weet wat is jou potensiaal, en daarom het hy jou gevorm in die moederskoot, om in nederigheid, diensbaar en autoriteit, sodoende 'n kragtige instrument te wees in sy hande. As jy nou geset saam met Abba Vader wandel, deur sy woord te bestudeer dag en nag, sal jy skoon wees, jy sal reinig wees, maar jy sal ook wel geluksalig wees in alles wat jy doen. Abba Vader is besig om jou voor te berei, wat beteken daar's 'n nuwe seisoen wat voorlê, want sy oë was die heeltyd op jou tydens die moeilike tye, en selfs tye wat jy gevoel het, maar Jesus gaan deur loutering. Abba Vader se oë was op jou, en dit was alles deel van die prosesmaking. Dit was hy wat vir jou sê, vertrou,
Vertrou die proses. Vertrou die proses. Ek weet wat ek doen. Hy is ons groter verbondsvernoot. Ek en jy is die kleiner verbondsvernoot. En hy roep ons om heilig saam met hom, afgesonder te wees saam met hom in vennootskap. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Dankie vir dit wat u ons leer. Dankie dat u ons roep om heilig te wees. Afgesonder vir u wil ons wees. Dankie daarvoor, Vader, dat u ons roep. Al was ons deur beproewing, al is ons deur dinge, u sal ons was deur die bloed van die lam, was u ons met die waterbad van die woord, om saam met u in vennootskap en in verhouding, intieme verhouding, saam met u te wandel. Ons eer u, ons loof en ons prys u. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.